deur saam te bid. Here, baie dankie dat ons kan saam wees met hierdie boek van Romeine. Dankie vir 'n lekker aand wat ons weer in die woord kan inklim. En Here, mag U ook net so vir elkeen van ons leer uit hierdie baie interessante gedeelte van die eerste stuk van die boek van Romeine. Dankie Jesus. Amen. Nou ek wil begin deur vir julle te herinner, ons het saam gekyk na Romeine hoofstuk 1 vers 1 tot 17. Nee, ons is daar. En ons het eintlik geëindig laat ek langs jou sit. Ons het eintlik geëindig by daai gedeelte wat sê dat ons word gered op grond van ons geloof. Stem jy saam? Dis waar ons geëindig het. Hele paar goed wat ons in die begin van mekaar gesê het in die begin van Romeine, en dan word ons gered op grond van ons geloof. Enige vrae intussen tyd oor vers 1 tot 17? Enigiets wat julle gedink het of na gekyk het? Ek eindig met vers 17 weer, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van sy geloof sal hy leef. En ons het gesê, dis die skrif wat liter dan eintlik tot bekering lei en eintlik dan die hele reformatie aan die gang sit in 'n hele beweging, die hele beweging van die protestantse beweging begin. Maar nou gaan ons vandag eintlik verder. Skiet Wouter, ek het nou vir jou 'n vraag. Vraag. So jy lees die skrif wat sê, die regverdige sal leef op grond van sy geloof. Ja, So wie is dan die regverdige? goeie vraag. Want as hy moet leef op grond van sy geloof, as hy, ja, so van wie? Yes. So, wat ons in die volgende paar verse en in die volgende paar hoofstukke, tot so hoofstuk 3 vers 20 toe gaan lees, is dat die regverdige, wie is die regverdige? Op grond van wat word hy regverdig? En eintlik begin hy met 4 maniere hoe hy nie regverdig is nie. Hoe ons probeer dink ons is regverdig, maar nie regverdig is nie. En eintlik is die denkwyse in Paulus se kop so. Ons word gered op grond van ons geloof, maar hoekom het ons redding nodig? Hoekom het jy redding nodig? Hy gaan eintlik uitkom by hoofstuk 3 vers 21. Blaai gou saam met my na die opsomming van alles hier. Die opsomming van alles wat hy nou gaan sê, van vers 18 tot 3 vers 20 toe. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Christus aan almal wat hy glo. Deur geloof in Christus. Geregtigheid kom deur die geloof in Christus. Vers 23. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. Almal het gesondig. Hoekom het jy redding nodig? Hoekom moet jy op grond van jou geloof gered word? Ons gaan jou nou wys. Almal het sonde. Almal het sonde. Hy som dit hier aan die einde van die 4 hooftipes sonde op. So kom ek wys jou gou die 4 tipes sonde. Ons gaan vandag eintlik net by die 1 uitkom, maar hy gaan praat van in die eerste plek van afgoderry. Ons gaan vandag daaroor praat. Kom ek kry 'n ander kleur vir 'n ander soort sonde. Dan moralisme. Moralisme, dis die ouens wat dink, man, ek is reg, ek doen alles reg. Ek weet wat om te doen. Ek is moreel reg en ek's geestelik trots.
Nou, ek is trots daarop dat ek alles reg doen. En dit's natuurlik, dit red jy nie op sigself nie. En dan wettisme. Wettisme sê die wet red my en op grond van die wet word ek gered. En dan is die laaste een interessante een, is eintlik Judaïsme vir Paulus, as hy vir hierdie ouens skryf, die trots op die feit dat hulle as Jode gered is. Maar ek wil so 'n hakie sê, nee, daar's 'n groot groep of onder die Afrikaners wat glo in die uitverkiesingsleer. Ek's uitverkies. Ek het as 'n verbondskind uitverkiesingsleer groot geword. En as jy uitverkies is en jy's klein gedoop, dan is jy eintlik gered. Dan is jy op grond eintlik van die posisie waarin jy gebore word gered. So dis eintlik hierdie uitverkiesings, ek wil dit noem uitverkiesings selfvertroue. So jy kan maar maak wat jy wil, jy gaan hemel toe, want jy is uitverkies. Jy is nou van die boerenasie, jy is van die NG Kerk, of jy is van die gedooptes, of jy is van die, daar's verskillende, in verskillende mense, verskillende terme, of jy is van die Joodse volk, jy is uitverkies, en daarom is jy outomaties gered, of jy is gedoop toe jy klein was, en jy is outomaties gered, of jy is 'n verbondskind outomaties, maar onthou, jy is nie outomaties gered, omdat jy in 'n sekere groep gebore is, of aan 'n sekere groep behoort het, of daar sekere rituele van jou ouers gedoen is. Nee, die redding, geloof, kom die redding, daai gedeelte wat ons nou net in Romeine 3 vers 21 tot 23 gelees het. Dis jou geloof wat jou by redding moet uitbring. So, hoekom het ons redding nodig? Vers 17, 1 vers 17, ons word op grond van die geloof alleen gered, maar hoekom het ons redding nodig? Want daar is afgoderry in ons lewens, daar is 'n moralisme, 'n morele sonde, hoogmoed in ons lewe, daar is wettisme, dat ons dink die wet kan ons red, of daar is 'n Judaïsme of 'n uitverkiesings selfvertroue wat ons dink, ons kan deur ons uitverkiesing gered word. So ons gaan in hoofstuk 1 vers 18 tot 32 hierna kyk, dan gaan ons in hoofstuk 2 vers 1 tot, ek dink so by vers 20 tot by vers 11 hierna kyk, en 2 vers 12 tot 29 kyk ons na wettisme, en dan 3 vers 1 tot 20 kyk ons hier na hierdie uitverkiesing, en dat ons dink ons behoort aan 'n sekere groep. So ons kom nou eers, net om julle die konteks te gee, want ons gaan nou net eers vandag oor hierdie stukkie kyk, en net na hierdie gedeelte kyk, en vir mekaar sê, ons gaan eintlik oor die sonde van afgoderry praat, en wat die gevolge van die sonde van afgoderry is. Maar dan gaan ons kom by wat is die gevolge van die sonde van, as jy dink jy's reg, en jy doen alles reg, en jy's hierdie morele reg persoon, en dit kan so klein bietjie in die kerk inkruip, nee. Dit is so deel van ons probleem. En dan wettisme, 'n groot gedeelte van die kerk sit vas in wettisme, en dan word wettisme eintlik weer hulle afgod, eintlik weer hulle sonde. Ek hou by al die reëls, ek hou by al die regulasies, en dan die uitverkiesing, of die groep waarin jy behoort. So kom ons lees vers 18 tot 32, eers regdeur, en dan kom ons terug na sekeres toe, so dit reg. Maak notas, kry jou pen, wat ek wil hê, veral vir die jonges,
As daar groot woorde is wat jy nie verstaan nie, sit 'n vraagteken. Ons gaan by daai woorde stil staan. Daar gaan definitief van hierdie woorde wees wat Paulus gebruik, wat jou kop gaan krap. Enige een van julle, kom ons gaan terug na hierdie toe. Enige vrae in sover? Nee, nou nog eers begin. Okay, nee. Goed, enige vrae van julle af, is julle alright? Goed, die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinneloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en van viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan die onreinheid, naamlik om hulle liggaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God vir 'n leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil vir die omgang wat teen die natuur is. Net so het ook die mans die natuurlike seksuele omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikheid bedryf en hulle self die verdiende loon vir hulle afwyking ontvang. En omdat hulle dit as verwerplik beskou het, om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse, sodat hulle onbetaamlik optree. Hulle is vol van elke vorm van onreg, boosheid, hebsug, kwaad, vol afguns en moorddadigheid, twisgierigheid, geslepenheid en kwaadwilligheid. Hulle is skindertonge, kwaadstokers, haters van God en brutaal hooghartig en grootdoenerig, vindingryk om slegte dinge te bedink en ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en sonder medelee. Mense wat die voorskrif van God ken, naamlik dat die mense wat hierdie dinge doen, die dood verdien. Tog doen hulle dit nie net nie, maar hulle praat hulle dit boonop ook goed wanneer ander dit doen. Nou kan ek net sê, hierdie is tans, die laaste paar jaar, seker een van die mees kontroversieelste stukke in die Bybel. Dit en stukke uit Levitikus uit, want ons spreek homoseksualiteit direk hier aan. Paulus beskryf dit, dat mense wat in sonde en afgoderry spesifiek lewe, en, ek sê nou wys, nie in 'n dankbaarheid teenoor God en sy skepping is nie, verval, word oorgegee. Hier word 3 maal gepraat van God gee hulle oor aan. En dan's een van die goed homoseksualiteit. En dan is daar nou 'n groot dispuut of homoseksualiteit regtig sonde is of nie sonde is nie. Vir my is dit nie eers 'n dispuut nie. Ek weet nie hoe kan jy hierdeur lees en dit probeer rooskleurig maak nie, verstaan jy? Jy kan vir 'n lijk allerhande parfuum opspuit, hy gaan bly stink. En sonde bly sonde. Okay. Ek wil jou gou vraag. Dit is baie hard, ja. Is dit reg, Henk? Okay. Jy moet bly praat, dan kan hy stel. Okay. Ja. Net voordat hy nou al hierdie narighede lys,
dan praat hy van die ouens wat in die skepping is en nie kon sien dat die hele skepping uitroep na die Here toe nie. En dan begin hy praat oor, hoor ek reg dat hy dan, hoor ek reg dat hy eintlik half sê, ewen as jy nie die evangelie gehoor het nie, deur om net te kyk na die natuur, moes jy weet, daar is iets bo die natuur, en hoe het jy geval daarin dat jy iets gaan maak het en dit aanbid het, van wat hy nou praat oor afgoderry. So is hierdie deel ook van 'n redenasie oor, die verloop van ouens wat nie die Here kon sien in die natuur nie, afgoderry, en toe so ver weggedryf het, dat hulle oorgegee is wel aan hierdie welis en goed. So, ek dink nie hierdie skrif gaan oor kerkmense wat afvallig geraak het nie. Ek dink wel dat die skrif gaan oor normale mense wat in normale omstandighede groot word en sonde kies, eerder as om hulle gewete te kies en reg te doen teenoor die Here. Want dan, hy sê hier en op 'n party ander plekke, onthou daai skrif in Prediker, ek het gister ook daaroor gepraat in die preek ek het in Kaapstad by Lucio en Carmen hulle gaan preek. Was dit nou lekker. Hulle plekkie is mooi en dit was 'n lekker atmosfeer en het was regtig nogal lekker om te sien dat die Here hulle bless en gebruik. Maar daar het ek gepraat van 'n skrif van in Prediker, want probeer nou vinnig onthou, ek dink is 3 vers 11, Nina, check gou of ek reg, Prediker 3 vers 11, wat sê, God has made us with eternity in our hearts. Ons is geskep met die ewigheid in ons harte. En dis daai konsep van, daar's iets, Pascal beskryf dit as 'n goddelike ligleegte in die binnekant van ons, wat net deur God alleen gevul kan word. En dan probeer ons dit met allerlei ander goed vul, adrenalien, geld, seksuele sondes, allerlei goed, en dan sê die Here, dit kan net deur God gevul word. Dis daai begeerte. Hoor wat sê hy in hoofstuk 2 vers 14, dan sê hy, want wanneer die heidene wat nie oor die wet beskik nie, van nature tog die vereistes van die wet nakom, die regte ding doen, moreel reg leef, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Hulle wys duidelik dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskryf staan. Dis daai skrif. Is ek reg? Prediker 3 vers 11. Hulle wys dit duidelik dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskryf staan en hulle gewetens bevestig dit en hulle teenstrydige gedagtes sal hulle soms aankla en soms verontskuldig. So Paulus maak baie duidelik en ek dink as ons hoofstuk 1 lees en verder aangaan hier na hoofstuk 2 toe oor die morele sonde, en die hoogmoed en die morele die feit dat jy dink jy in jou moraliteit alles kan reg doen, dan is Paulus besig om te sê, elke mens is gebore met 'n goddelike wete wat reg en verkeerd is. Maar die sondeval kom versier dit, en die mense om jou kom versier dit, en die verleidelikheid van die wêreld kom versier dit, en een of ander tyd verruil jy, sê hy in die begin, ons gaan nou daarna kyk, verruil jy die waarheid vir die leuen. En ek dink, daar is nou 'n groot argument. Mense vra altyd hierdie vraag, as 'n Eskimo ergens in die Noordpool, of daar ergens kan wees en het nog nooit van Jesus gehoor nie, gaan hy gered word? Is dit regverdig, 'n boesman wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Is dit regverdig dat ons sê, hierdie ou gaan hel toe as hy nie Jesus Christus aangeneem het nie? Dan lyk dit tog vir ons uit die skrif asof die Here 'n algemene, natuurlike openbaring ook vir hierdie mense het. Maar wanneer hulle te doen kry met Jesus Christus, moet hulle keuse in Jesus wees en nie meer in die skepping en hulle gewete nie.
So, die Here openbaar homself deur die natuur en mense se gewete, deur wat reg en verkeerd is, en hulle kan reg leef. Kom ons noem dit 'n Ou Testamentiese gelowige. Verstaan jy? Om te kies wat reg en verkeerd is. Daar was Rahab, die prostituut, in Jerigo. Nou, net uit haar beroep uit, het sy 'n paar verkeerde keuses gemaak. Jy hoef nou nie te veel daaroor te wonder nie. Maar, dan kom sy op een of ander stadium, en kies 'n regte keuse in haar hart op grond van haar gewete. Sy weet niks anders nie, maar sy weet en sy erken in haar gees dat die Here die Jode geseën het, die Israeliete geseën het, en dat daar iets gaan gebeur en dat sy saam met hulle moet oppas en bewaak. En dan op grond van 'n keuse in haar hart, nie Jesus nie, sy was die ouma grootjie van Jesus, hy was nog nie daar nie, maar op grond van 'n keuse in haar hart, red die Here haar. So, daar's deur die skrif sulke goed, waar mense op grond van hulle keuses gered word en veroordeel word. Daniël staan voor Nebukadneser en sê, jy gaan veroordeel word omdat jy sekere keuses verkeerd maak. En dan een van die mooiste hoofstukke in die Bybel, Daniël hoofstuk 4, waar Nebukadneser self sy eie getuienis neerskryf. En uiteindelik as gevolg van die reprimanding, die raas van Daniël, die harde vermaning van Daniël, kom Nebukadneser dan tot bekering. En ek dink Nebukadneser, ek dink ons gaan verras wees om 'n Nebukadneser eendag in die hemel te sien. Ek dink daar gaan baie Christene verras wees om Nebukadneser in die hemel te sien. Baie ander gelowiges gaan verras wees. So, hy was, sommige mense kan hom in dieselfde asem as Hitler noem, of as iemand soos Stalin, maar tog dink ek, het daar iets in sy hart gebeur, het daar 'n keuse op die regte gekom. So, as jy my vra of 'n Boesman in die middel van die Kalahari, wat nog nooit enigiemand anders te gesien het nie, onthou julle Gods Must Be Crazy, as jy so 'n Boesman kan kry, by the way, as julle nog nooit Gods Must Be Crazy gesien het nie, dis nou 'n goeie fliek om te kyk, stok ou fliek, maar julle gaan hom nog steeds geniet, 'n Boesman wat 'n ou goeie Coke-bottel by die venster uit, en dan val hy daar tussen die Boesmans, en dan het hulle iewes skielik hierdie harde ding, waarmee 'n klomp kan doen, maar dan begin hulle beklei, en dan besluit hierdie Boesman, hy gaan hierdie Coke-bottel teruggee vir die gods. Hy gaan hom nou teruggooi. Baie snaakse storie, want dan kom hy eintlik dink in die beskawing aan, en hy ontdek ander goed. Maar wat vir my so pertinent is dat daar's mense wat nog nooit gehoor het nie, maar op grond van hulle eie gewete, en dit wat in die natuur is, tog 'n oordeel kan vel oor wat reg en verkeerd is. En dis wat Paulus sê. Die Here sê, gaan en verkondig die evangelie aan al die nasies, tot aan die uithoeke van die aarde. Een van die teologiese vrae is, moet ons hulle nie net eerder heeltemal uitlos, sodat hulle self eerder op grond van hulle reg of geregtigheid, maar dis nie wat Jesus vir ons gesê het nie. Ons kan nie iemand net op grond van sy gewete tot redding laat kom nie. Ons weet nou die lig van die evangelie, en ons moet weet dat Jeremia 17 ook nog steeds waar is, dat the intention of our heart, dink ek sê hy in Jeremia 17, die hart se intensie is nie mooi en heilig en skoon en rein nie. Die hart van die mens is boos bo alle dinge. Verstaan, so, daai mense, die kans dat hulle verkeerde keuses gaan maak, is so groot. Een van die hartseerste, mees frustrerendste boeke wat ek gelees het, is The Lord of the Flies. Wie van julle het Lord of the Flies gelees?
boek wat almal moes lees, paar jaar terug, was 'n voorgeskrewe boek vir jare terug. Maar dit gaan oor 'n klomp seentjies wat op 'n eiland is, en dan goeie seuns, goeie Engelse gentleman seuns op 'n eiland uitgespoel, dan is hulle almal bymekaar, en dan hoe die boosheid eintlik dan uitkom. Daar's geen rede vir boosheid om uit te kom nie, en dan kom dit uit. En daai boek steek altyd so in my kop vas, want dan dink ek, dis Jeremia 17. Die evil wat eintlik in ons harte is, wat opkom. Die Here moet ons harte kom nuut maak en rein maak. So as jy my nou vra oor dit, waar is die grens, dan sê ek, man, ons moet so gou as moontlik by mense uitkom, sodat die evil nie prevail nie, maar Jesus Christus hulle harte kan red. So, kan iemand gered word op grond net van die natuur en die openbaring van wie God is? Dis wat ek uit die skrif uit verstaan, ja, wel, maar ek dink dat hoofsaaklik moet ons dan nou kom en Jesus Christus aan hulle verkondig. Want ons weet nie wanneer hulle met op een of ander manier afvallig gaan raak nie. Die natuurlike, die makliker manier is om afvallig te raak. Die meer menslike ding om te doen is dat hulle ergens in sonde gaan kom. Maak dit vir julle sin. So ons kan nie dit waag om 'n boesman in die Kalahari te los en nie vir hom van die evangelie te gaan vertel nie. Vertel hom eerder van Jesus Christus. Yes. Ja. 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 Daar's nog steeds versoeking. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ja. So buiten dat hulle hart, daai skrif sê dit so mooi, dat die hart se intentions evil is. Verstaan jy? Boos bo alle dinge. Het ons nog 'n Jeremia 17, Jeremia 17 vers 9 en 10. En eintlik kom ons dan daarby in dat saam met ons hart wat enige kant toe gaan 10 teen 1 gaan dit negatief gaan, is daar nog 'n vyand ook rond wat rondloop soos 'n brullende leeu. En daarom moet ons die lig en die heerlikheid van Jesus Christus aan hulle gaan verkondig. So, elke persoon sien dit so, elke persoon is gebore met lig, en dan kies hy om die lig uit te doof in sy lewe. En dan het hy die lig van Jesus Christus weer in sy lewe nodig. So, kom ons gaan gou weer deur hierdie skrif, wat sê, die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid. Die toorn van God, the wrath of God, die woede van die Here. Waaroor is die Here woedend? Oor ongeregtigheid en sonde. Dis waaroor hy woedend is. Goed, so, hoekom het ons redding nodig? Want daar is toorn. Hoekom is daar toorn? Want daar is sonde. So, die ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Sien julle dat elke mens waarheid het, maar dan onderdruk hy dit deur ongeregtigheid in sy eie lewe. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is, God het immers dit aan hulle bekend gemaak. Sien julle daai, elkeen, dis bekend in ons wie God is, maar want God het dit aan ons bekend gemaak, maar ons kies daarteen. Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. In sy werke kan ons dit sien, dis duidelik sigbaar. Psalm 19 vers
2 en 5 sê dat die hele uitspansel in die hemele proklameer wie die Here is. Psalm 19 vers 2 en 5. Johannes 3 vers 19 tot 20 sê dat die Here bring die lig in elkeen van ons in Romeine 2 vers 14 en 15 wat ek net nou vir julle gelees het. So, hy sê, waar is ek nou? Dis duidelik sigbaar, gevolglik is hulle sonder verontskuldiging. Niemand kan sê, ek het nie die waarheid geweet nie. Die Here sê, ek openbaar aan almal die waarheid. Want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. So onthou wat daai ding wat Pascal gesê het, elkeen het 'n soeke na die Here in die binnekant. Elkeen van ons wil hom ken en weet van hom. Maar dan het ons hom nie, wat sê hy, nie geëer of gedank nie. En wat ons nou gaan sien is, as jy in ondankbaarheid lewe, as jy nie dankbaar is oor wat die Here vir jou doen nie, dan begin jy ander goed die eer gee, eerder as wat jy die Here die eer gee. Alles in jou lewe, alles in jou lewe, kom van die Here af. En jy moet hom daarvoor dank, en jy moet hom daarvoor eer. Die gevaar wat jy die hele tyd loop, is wanneer jy hom nie dank of eer nie, begin jy dink dat iets anderste verantwoordelik is vir dit wat jy het. En dis presies wat hier gebeur. Nou gaan hy aan en sê, inteendeel, hulle denke het sinloos geword, en hulle onverstandige harte is verduister. Die lig is uitgedoof. Die lig van die waarheid was daar, dis nou uitgedoof. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding, soos die van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Jou dankbaarheid is nou nie meer tot God nie, jou erkenning is nie meer tot hom nie, jou eer is nie meer vir hom nie. Nou begin jy iets soek vir wie jy die eer en dankbaarheid moet gee. En nou begin mense met hulle eie hande afgode maak. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer. So, jy moet die gevolg, jy moet die hele ding sien. Jy het 'n goddelikheid in jou wat jy na kan luister, maar as gevolg van die sondeval, as gevolg van Satan, as gevolg van jou eie keuse van jou boosheid, om na jou boosheid van jou hart te luister eerder as na God, doof jy die waarheid uit, die lig van die waarheid in jou uit, dan sê jy nie meer dankie nie, en jy eer nie meer die regte een vir wie jy moet eer nie, dan begin jy stupid goed doen. Bybel is 'n mooi manier om dit te sê, my manier, nie die Bybelse manier nie. Jy is regtig stupid. Dan begin jy dom besluite maak, sê die Bybel. En as jy begin dom besluite maak, dan kom jy op 'n punt waar jy sê, wag, ek het nou die waarheid vir 'n leuen verruil, ek het nou dit wat onsterflik is, almagtig is, verruil vir sterflike goed om te aanbid, en nou kom jy, en nou word jy, die volgende stap is, dan word jy aan die begeertes van jou hart oorgegee. Dis asof die Here sê, okay, jy wil my nie dank nie, jy wil nie na die heiligheid luister nie, nou gaan die onheiligheid jou begin lei. Jy gee jou oor aan dit. En nou begin die begeertes van julle hart, die onreinheid, naamlik om julle liggame te onteer, begin jou te regeer. En dis wat afgoderry is. Hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het, en geskape wesens aanbid en gedien het, in plaas van die Skepper,
wat tot in die ewigheid lofwaardig is. Amen. So, hy gaan net weer terug en dan sê, die skepper, moenie die skepping aanbid nie. Niks van die skepping moet aanbid word nie. Die skepper moet aanbid word. Want hy alleen is lofwaardig. Weet jy wat lofwaardig beteken? Ivan? Try om verduidelik. Dis hy moet aanbid word, hy moet geëer word. Hy is die enigste een wat lof gegee, hoe kan ek dit nou reg sê, gegee voor kan word, sê ek dit reg. Net aan hom kan ons lof gee. Hy is lofwaardig. Niks anderste op aarde is op die ou ende lofwaardig, eerwaardig, dankwaardig nie. Nou moet ons mooi definieer, ja, ek kan daarom vir my vrou dankie sê vir 'n koppie koffie, verstaan jy? Ek kan haar eer vir wie sy is in my lewe. En ek kan haar loof as sy 'n goeie ma is. Ons kan op 'n sekere terme, jy is lofwaardig, hopelik elkeen van julle is daarom op 'n sekere waarde lofwaardig, jy is eerwaardig en jy is dankbaarheid waardig. Nee, ek kan vir jou dankie sê. Maar, as net een wat ultimately, absoluut, oor alles, vir alles op die ou ende, eerwaardig, dankwaardig, lofwaardig is. Maak dit vir julle sin? En as mens nou, ek wil dit nou nie te ver vat nie, maar bietjie verder daaroor dink, dat wanneer ek vir jou dankie sê ek eintlik vir die Here dankie, wat jou in staat stel om dit te doen. As ek jou loof oor dit wat jy goed doen, dan loof ek eintlik die Here wat jou in staat gestel het om dit te doen. Dis hoe ons as gelowiges veronderstel is om te dink. Ons sien dit agter dit raak. Die eer wat ek vir jou gee ek eintlik aan die Here. Die eer wat jy vir my gee, moet ek nie vir myself hou nie, moet ek weer vir die Here gee. Daai hele konsep waaroor ons so baie praat in die aande, daai aandoffer. Ek het julle mos nou al geleer om 'n aandoffer vir die Here te gee. Ergens in die aand, voordat jy jou kop gaan neerlê, moet jy almal wat vir jou gesê, "Tjoe, maar jy het vandag, dit was nou sharp, dit was nou mooi. Jy lofwaardig. Hoor ek wil jou eer vir dit wat jy gedoen het. Dankie vir dit." Dis goed wat hulle vir jou gee, wat eintlik die Here toekom. Moet jy vir die Here sê, "Here, dankie vir 'n suksesvolle dag. Dankie dat U goed was vir my. Here, maar ek wil dit wat U vir my kom gee het, of dit wat mense vir my kom gee het, wil ek vir U kom gee." Dis 'n aandoffer. Dis 'n tyd van net grounded wees, nee. Maar ek het nou Saterdag weer vir 'n groepie leiers van Lucia ook gesê. As iemand vir jou sê, "Hoorie, jy het nou regtig goed gesing." Moenie sê, "Ja, dit was net die Here nie." Van hulle dalk vir jou sê, "Dit was nie so goed gesing nie," maar moet asseblief nie super spiritual wees nie. As iemand vir jou dankie sê, vir jou eer gee, vir jou lof gee, moenie sê, nee, dis net die Here. Nee, vat dit soos 'n goeie mens, soos 'n eerbare mens. Ek wil amper sê 'n normale mens. Nie 'n vletjie super spiritual mens nie. Vat dit. Sê die regte ding is om te doen is om te sê dankie. Dankie. Dis die ordentlike ding om te doen. En dan in die aand, dan gee jy dit alleen vir die Here. Jy hoef nie daar met groot hoogmoed dit vir die Here te gee voor die ander mense nie. En ek dink dis waar ons super spiritual raak. Dis as iemand jou wil komplimenteer, dankie sê, eer, en jy wil dit nou met 'n groot bravade vir die Here kom gee, nie nou wat daai persoon in gedagte het nie. Maak dit vir julle sin? Kan ons net normal wees en net doodgewoon wees? Sê weer? Ja, op 'n weird wees, ja. Net normaal. So nou sê hy,
En die waarheid van God vir die leenverhaal, het jy vra sover. Is jy reg? Jy is doodstil. Sorry. Nee, maar ek luister wat jy sê en ek hoef nie te herhaal nie, maar net voordat jy hierdie gelees het nou van jy die waarheid van God verhuil vir die leuen, dan kom mense agter dat uit die skrif verstaan ek dan dat jy het 'n keuse uit die natuur uit om te sê maar jy moet 'n skepper wees. En jy kan kies om hom te aanbid en dan sal die Here hom aan jou reveal. Ja. Want dis wie hy is. Of jy kan kies om iets te maak en dit aanbid. Jy kan nou iets uit die skepping vat en die boom aanbid. Of jy kan ewen jouself aanbid. En dis waar humanisme is van ons gaan nou daarby uitkom. Waar die trots in kom van daar is nie 'n skepper nie. Ek word eintlik aanbid. Ek is die God en dan verder in die skrif dan wys dit waarheen dit gaan lei. Okay. Daar's 'n verskriklike mooi boek wat so groot impak op my lewe gehad het. Eternity in Their Hearts. Ek probeer nou dink wie die boek geskryf, maar die boek gaan daaroor dat elke nasie is eintlik 'n sendingboek wat eintlik daaroor gaan dat elke nasie en groepe reg oor die wêreld het ergens 'n verwysing na 'n God ver bo hulle ander gode. So byvoorbeeld word die Zulus praat hulle van Unkulunkulu, die groot een. So die Hindus 'n God wat ver bo almal is. So die pantheïstiese gelowe Don Richardson. As jy ooit die boek kan kry. Daar's daai sendinggroep wat in die stad was. Hulle het OM, Operasie Mobilisasie. Hulle het die boek uitgegee. Don Richardson se boek Eternity in Their Hearts. Want hy skryf sulke mooi goed van reg deur die Bybel. Is daar 'n God wat ver bo ander gode is. En dan deur kulture heen is daar 'n God wat ver bo die ander gode is. En dan begin hy eintlik hierdie boek met daai mooi verhaal van Paulus wat op die Areopagus kom en dan gaan hy na die God, die onbekende God, die altaar vir die onbekende God. Dan sê hy, hier's baie altaar vir baie ander gode, maar ek wil met julle praat oor hierdie ene, want dis die een wat ek aan jou verkondig. Maar is dit nie interessant dat die Grieke sê, ons het klomp gode, maar hier's een wat ons nie lekker verstaan nie. Ons noem hom die onbekende een. Paulus hak by hom vas. En sendelinge reg deur die wêreld het gekom en die Unkulunkulu verkondig eerder as die ander gode, die groot een, die magtige een wat ver bo die ander is, die een wat ons nie kan verklaar nie. Ons het 'n klomp gode, maar ons een wat ons nie verstaan nie. En dan het sendelinge altyd by hom ingehaak en hom Vader God gemaak, Theos gemaak. Die woord God is 'n Germaanse woord. Theos is 'n ander konsep as God. Die woord God is in die hele Germaanse, julle weet daar's 'n Loki en 'n Thor en 'n allerhande gode wat die Germaanse groepe mense gehad het. Maar dan was daar een God wat ver bo hulle almal is, wat ons nie lekker kon verklaar nie en wat losgestaan het van hierdie, eintlik bo al hierdie was, en hulle hom God genoem. En toe daar aan die Duitsers en die Germaanse volke die evangelie begin verkondig het hulle die konsep van Theos, God, gevat en God dit gemaak. So dit het met ons gebeur, ons het dit nog vandag nog in ons taal. En so het dit deur generasies gebeur. As jy 'n regtig goeie boek wil lees, daar's hierdie mooi verhaal in van in ergens in Afrika is daar so 'n groep mense wat elke persoon kry 'n name animal, 'n name ox,
nee, is nie 'n os nie, is 'n bul, 'n namebull. Wat dis jou namebull? Jy word, as jy groot word, dan word hierdie bul op een of ander stadium aan 'n jong man toegeken, en dan is die bul joune, en jy word saam met hom groot, en sy nasate word jou cattle, jou vee, en dan, as jy droog maak, dan is daar 'n hele seremonie in die kraal, wat hulle jou namebull bring, en kom ons sê, jy ergens so sonde gepleeg, dat jy dan nou moet doodgemaak word. Dan vat hulle 'n spies, die elders van die tribe, vat 'n spies, en druk hom deur jou namebull se hart. En jou namebull sterf in jou plek. En terwyl die sendeling daar staan, sê, dit gebeur toe met die chief se seun. En hy sê toe, ek wil julle vertel van 'n namebull wat vir julle gesterf het. En hy vertel vir hulle die hele gospel storie, en hulle almal kom tot bekering. So, die boek gaan daaroor, oor hoe mense, sendelinge, wys genoeg was om die God-konsep, die Nkulunkulu-konsep, die groot God bo alles, te vat, en dit dan vir die mense as die gospel te kom present. Ja, dit is so mooi. Dis reg een van die mooiste boeke wat ek gelees het. Maar dit praat van hierdie goddelikheid wat ons in ons het. Ergens het community saam iets van dit saam. Daar's 'n hele konsep uit 'n hele hoofstuk in daai boek oor dat in Pakistan, Indië, noorde van Indië, daar 'n ding was dat ergens het mense met 'n boek gekom en die boek was toe vergane en hulle het toe nou gewag vir die boek en iemand sou kom om vir hulle te vertel. Ek dink was William Carey wat gaan preek het in die noorde van Indië. Hy gaan slaap onder 'n boom met sy kop op die Bybel. Die enigste kussing wat hy gehad het was sy Bybel en hy gaan slaap. En toe hy die volgende oggend wakker word, stel jouself voor, jy word wakker, maar vee die slaap uit jou oë uit, en hier sit 3000 mense voor hom. En hulle sê, ons het 'n folklore storie in ons geskiedenis, wat sê, iemand gaan eendag onder hierdie boom slaap, en hy gaan op 'n boek lê, dis die verlore boek wat gone is, en hy gaan ons weer vertel van die boek, en hy lei die hele stad, die hele dorpie tot bekering, en hulle almal gee hulle hulle lewe vir die Here. Sê weer? Van dit? Sjoe, ek sal dit graag wil sien. So, dis verskriklik mooi, ongelukkig die moslems dit ook uitgebuit in die Koran en hulle bedien, in sommige plekke. Alide. Ja. 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 Van hoe ons weer daai mense kan terugwen. Ja. 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 So mooi. So ek wil vinnig hier deurgaan vers. Hy sê, daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange wat hulle vroue het die natuurlike seksuele omgang verruil vir omgang wat teen die natuur is. Net so het ook die mans die natuurlike seksuele omgang met die vrou laat vaar en vurig begin brand van begeerte na mekaar. Mans het met mans skandelikheid bedryf en hulle self die verdiende loon van hulle afwyking ontvang. En omdat hulle dit as verwerplik beskou het, om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan verwerplike denkwyse, sodat hulle onbetaamlik optree. Verwerplike denkwyse. Hierin en op ander gedeeltes ook, kom ons agter dat homoseksualiteit begin met ander woorde in 'n afgoderry.
wat omdraai dan in 'n dullness van begrip van wat die waarheid regtig is. Van hulle verstaan nie hoe die waarheid geopenbaar deur God in hulle inwoon nie, en mens moet hulle weer daarby uitkry. So, hulle is vol van elke vorm van onreg. Hy praat nou van mense wat onbetaamlik optree en 'n verwerplike denkwyse het. Hulle gedagtes. Hulle is eintlik verlei in hulle gedagtes. Hulle is vol van elke vorm van onreg, boosheid, hebsug. Weet julle wat is hebsug? Hebsug is 'n begeerte na goed. Jy wil net goed hê. Dis eintlik lust of obsessie om goed te hê. Wat sê jy? Materialisme. Ja, materialisme is seker die mooi moderne woord vir dit. Hebsug en kwaad, vol afguns. Afguns is jaloesie, moorddadigheid, twis, gierigheid, altyd lus om te beklei. Het jy al sulke mense ontmoet? Is altyd lus om te beklei. Dit laat my dink, terwyl ek die woord twisgierigheid lees, toe dink ek aan hoe die feminist movement en hoe daar sekere goed en daar's 'n twisgierigheid in van die ateïsme en afgodery en selfs in die LGBTQ+ groepe, al daai groepe, is daar 'n twisgierigheid. Dis ongelukkig een van die goed, want dit is wat die Here sê. Geslependheid, weet julle wat's geslependheid? Wat's 'n geslependheid? Geslependheid is om skelm te wees tot jou eie voordeel. Om mense te manipuleer, te manipuleer tot skelm te wees tot jou eie voordeel. En kwaadwilligheid, wraak te neem, doelbewus, om ander te benadeel. Hulle is skindertonge, kwaadstokers, haters van God, brutaal, hooghartig en grootdoenerig, vinderryk om die slegte dinge te bedink, en ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en sonder medelee. Wat so hartseer is dat hierdie paar terrible woorde basies 'n hele woke beweging eintlik beskryf. Gaan kyk na die woke beweging in Amerika. Ek dink gelukkig in Suid-Afrika het ons dit nie so erg nie. Ons is nou weer 'n bietjie in die Kaap en toe kom ek agter, en die Kaap is rof woke. Ek dink in Pretoria is regtig 'n bietjie beskerm. Maar daar's 'n woke gevoel baie meer in die Kaap. Ons het nogal sulke gesprekke gehad daar rondom. Maar as ek kyk na wat in Amerika besig is om te gebeur, dan en ek sien die twis, die kwaadwilligheid, die spite, die aggressie, dan is hierdie woorde beskrywend van 'n beweging. Eintlik van 'n generasie wat hartseer is. En dan sê hy, hulle sonder medelee. Mense wat die voorskrifte van God ken, naamlik dat die mense wat hierdie dinge doen, die dood verdien. Dis vir my so hartseer dat in groot denominasies vandag is daar beweging om predikante te laat legitimeer wat gay is. En hulle weet wat reg is, maar hulle staan daar teen. En ek dink ons moet konstant bly sê, dis nog steeds wat ons as lewende woord glo, dat die Bybel sê hierdie is sonde. En dat ons weet wat die Here sê, en dat ons nie daarmee saamgaan nie. Hoor wat sê hy dan verder, dan sê hy, tog doen hulle dit nie net nie, maar hulle praat dit boonop goed wanneer ander dit doen. Die ding wat my meeste ontstel van die hele woke beweging,
is dat dit polities korrek raak om so te praat en dit goed te praat. En dit dan polities verkeerd praat om dit teen te praat. Ek het julle nou al gesê, ek kyk ou maandagooggende, kyk ek vir Steve Hofmeyer. Ek stem nie saam met hom nie, ek verstaan ook nie altyd waar hy vandaan kom, die groot kruis om sy nek, maar hy vloek soos 'n matroos. So 'n paar goed maak nie sin nie. Maar dit is interessant om sy perspektief, want ek dink daar's 'n klomp van ons mense wat daai perspektief het, wat daai ou het. Maar hy praat vanoggend toe oor haatspraak, en hy praat daaroor, waar kom die balans tussen haatspraak en vryheid van spraak, en wat ek dink is 'n goeie gesprek om te hê. Maar op die ou ende kom dit ook daarop neer, wat hy ook sê is, ons kan nie net alles bly goed praat wat verkeerd is nie. Verstaan jy, en ek stem heeltemal daarmee saam. En as dit haatspraak is om te sê, hierdie is sonde, dan is ons skuldig aan haatspraak. Maar iemand, ek moet nie doen wat die regering eers sê ek moet doen nie, ek moet doen wat die woord van die Here sê eers ek moet doen. En ek moet sonde noem. Maar ek is te volle bewus dat hierdie op YouTube gaan wees, maar ek dink daar moet nog steeds mense kan sê, hoorie, ons kan nie 'n woke generasie paai en vir hulle sê, ons gaan net alles polities korrek sê nie. Want dis presies wat Paulus hier sê, maar praat hulle dit boonop goed wanneer ander dit doen. Dis die grootste ding wat ons moet bly sê. En ons het al saam met ouens gewerk, en ek wou dit aansê, ek wil net herhaal wat Wynand sê, ons moet die mens lief hê en die sonde haat. Maar hulle sê, nee, jy moet die sonde ook lief het as jy my lief het. Ou het dit al vir my gesê. Sê ek kan nie die sonde ooit lief hê nie. Ek mag nie die sonde lief hê nie, ek mag dit nie goed praat nie. Ja. Ons kan hulle in liefde benader, ons kan vir hulle lief wees. En ek wil sê, in hierdie gemeente, Lewende Woord Centurion, het ons homoseksuele geweldig lief. Op die regte liefde. En dis vir my lekker om te sê, hier is homoseksuele mense in ons gemeente, en ons is lief vir hulle, en ons hanteer hulle reg, maar ons hanteer hulle ook met die waarheid. En partykeer konfronteer hulle my terug, en sê, ja, maar wat van dit, en wat van dit, en wat van dit, dan sê ek, ek gaan nie 'n kompromie oor die waarheid aangaan nie. Die waarheid, bly die waarheid. Jy is welkom in ons gemeente, maar jy is nie welkom in leierskap in ons gemeente nie. Dis hoe dit is. So, afgoderry word nou aangespreek, né? Regdeur word afgode. Wat basies sê ons vir mekaar, die opsomming van hierdie hele vers 18 tot vers 32 is, waar ons die skepsel groter maak as die skepper. Ons kan dit nooit doen nie. Kom ons sluit af. Here, baie dankie dat ons net so saam u naam kan loof en eer. Here, dankie dat u vir ons wys wat sonde eintlik is. Stelselmatig, ons gaan volgende week daarmee aangaan, maar dat ons iets kan leer van die mensdom en van onsself ook. En Here, op die ou ende kom ons by hoofstuk 3, hoofstuk 4 uit, waar ons praat oor heiligmaking. En dat ons heilig voor u kan staan. Skoon. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle.